was so 'n rukkie terug, toe sit ek in 'n krap deur 'n leer. Ek was op soek na iets en ek kom op my kontrak af wat ek geteken het om hierso te werk. En ek het dit geteken voor die tyd, maar die aanvangsdatum was die 1 Julie 2015. Het ek nou hier begin werk. En een van die goeders wat daarop gestaan het, en daar's 'n klomp verskillende goed, maar ek het aan die voorkant het ek die job description ingesit. Wat sê wat jy veronderstel is om nou alles hierso te doen. En een van dit was gewees, ek moet vernuwing bring in die gemeente. Dit was een van die hoofredes hoekom hulle iemand spesifiek gesoek het. Ek is aangestel vir jeug, moet met jeug te doen gehad, en ek moet vernuwing bring vir die gemeente. Ek gaan dit net daar los, ons gaan nou weer terugkom na dit. Laas Saterdag was hardloopfees, en een hardloop vir Jesusfees, en die oggend 5:00, toe sit ek buite kan die hek. Nou, ek gaan nie in detail ingaan nie, julle kan later maar die detail vra, maar ek sit daar so en ek sit en wag, en ek wag, en het raak 6:00, en het raak 7:00, en het raak 8:00, en het raak 9:00, en 9:00 toe, gaan sit ek daar bo by die presidentslokaal, en ek sit en kyk so af op hierdie, noem het nou maar die arena, en daar's niks. En teen daai tyd moes daar al baie goed gewees het, maar daar's niks. En vir die eerste keer in my lewe voel dit vir my dat ek sit by 'n plek en ek sien 'n tsunami aankom en jy weet jy kan nêrens heen gaan nie. Jy kan nie weghardloop nie, jy kan nie omdraai nie, jy kan niks doen nie, want maak nie saak waartoe jy gaan nie, jy gaan gevang word. En ek sit daar en dis wanneer jy op daai punt kom wat jy eenvoudig net oorgee. Want dis al wat jy kan doen. Jy kan net oorgee. En ek sit daar so en ek bid net en ek sê net, Here, ek kan niks doen nie. Hier waar ek nou is, kan ek niks doen nie. Die mense wat hier moet wees, die goed wat moet gebeur het, is nie hier nie, maar ek het dis nie in my beheer nie. Mense tel hulle telefoon op en ek kan niks doen nie. En ek sit net daar en ek bid net en ek sê net, Here, nou moet jy help, want ek kan niks doen nie. Hierdie is totaal en al buitekant my beheer. En dan 20 minute later te stop die mense daar en ewe skielik toe begin alles ontwikkel. En alles gebeur. En dan kom ek net agter en vandag gaan nie oor die fees nie, maar ek wil net iets sê rondom dit. Dan kom ek net agter hoekom het ons weer begin met die hardloopfees. Hoekom het dit in my hartgrond gevat en hoekom het dit in my hart ingeplant? Want ek gaan terug na 2015 toe waar daar sê ek moet 'n verandering in die gemeente bring. Daar moet 'n klomp skuwe gebeur in die gemeenskap. Dis 'n gemeenskapsding. Hierdie was nooit 'n kerkding nie. Dis 'n gemeenskapsding wat groter is as ek en jy. Wat groter is as enige iets wat ons ooit kon gedink het en die hoofdoel van dit is in die Bybel, dis 'n Bybelse beginsel om die grondgebied van God te vergroot. Dis alwaaroor dit is, om die grondgebied van God te vergroot. Nou, daar's hierdie gesegde onder vissermanne wat sê ek het geblank. Ek weet nie of julle al ooit gehoor het daarvan nie. Dis die aaklikste woorde in die wêreld wat enige visserman ooit sal sê, is ek het geblank. Dit beteken, jy het nie een vis vir die hele dag gevang nie. En dan probeer ons dit vir onsself makliker maak deur te sê, Jesus, maar dit was al 'n lekker dag buitekant gewees en dit was so mooi gewees en dan soek jy al hierdie verskonings net sodat jy nie so sleg oor jouself voel nie. Maar almal, dit gebeur met almal. Ergens langs die pad gebeur dit met jou. En ek het die storie gesit en lees gedurende die week ergens, kan nie onthou wanneer nie, en toe dog ek net met myself, Jesus, dit pas eintlik so mooi aan by vandag is Lukas 5. Ek gaan net lees, julle hoef nie daartoe te blaai nie. Op 'n dag toe Jesus langs die Genesaret meer staan en die skare vorentoe beer om die woord van God te hoor, sien hy 2 skuite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en was besig om die nette uit te spoel. Jesus klim toe in een van die skuite, die een van Simon,
en vra vir hom om dit 'n entjie van die oewer af weg te stoot. Nadat hy gaan sit het, het hy die skare van die skei afgeleer. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang. Meneer, antwoord Simon, ons het die hele nag deur gesoek sonder om iets te vang, ons het geblank. Maar op u woord sal die nette uitgooi. En toe hulle dit doen, het hulle so 'n groot klomp vis gevang, dat hulle nette wou skeer. Ek gaan die gedeelte nou weer lees en ek gaan dit stadig lees en ek wil hê jy moet vir jou 'n gedeelte kies in hierdie gedeelte. 'n Stukkie wat na jou toe uitspring. Iets wat by jou resoneer, iets wat vir jou half iets beteken in jou lewe op hierdie oomblik. Wat se gedeelte gaan by jou uitkom? So luister nou mooi na die gedeelte en dan sê jy vir jouself, hierdie is die gedeelte wat vir my uitstaan. Op 'n dag, toe Jesus langs die Genesaret meer staan en die skare vorentoe beer om die woord van God te hoor, sien hy 2 skuite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en was baie besig om die nette uit te spoel. Jesus klim toe in een van die skuite, die een van wat aan Simon behoort, en vra hom om dit 'n entjie van die oewer af weg te stoot. Nadat hy gaan sit het, het hy die skare van die skei afgeleer. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang. Meneer, antwoord Simon, ons het die hele nag deur gesoek sonder om iets te vang, maar op u woord sal ek die nette uitgooi. En toe hulle dit doen, het hulle so 'n klomp vis gevang, dat hulle nette wou skeer. In Johannes 21 vertel dieselfde verhaal en maak dit net so klein bietjie anders te daar staan. Hy sê te vir hulle, gooi die nette aan die regterkant van die skei uit, dan sal julle iets kry. Hulle het dit net toe daar uitgegooi en vanweë die groot klomp vis kon hulle nie die visse intrek nie. So al wat maar daai gedeelte bietjie anders te maak is, hulle het gesê van die een kant van die skei na die ander kant van die skei moet hulle dit gooi. So kom vra ek vir jou wat 'n gedeelte is vir jou belangrik is, want sien elke keer as jy enige gedeelte lees in die Bybel en jy dit al baie gelees. Ek gebruik altyd Psalm 23 want dit is die perfekte voorbeeld. Hang af waar jy in jou lewe is daar sekere gedeeltes wat uitstaan. So elke mens het sy eie siening of sy eie uitkyk op hierdie spesifieke gedeelte. En vir my het die volgende gedeelte, daar's 'n paar gedeeltes wat uitstaan, maar dit intensifiseer elke keer. Die eerste ding was, hulle het die hele nag lank nie iets gevang nie. Want ek weet hoe voel dit om niks te vang nie. En in daai tyd, net om so klein bietjie agtergrond te gee, hulle het in die aand vis gevang, omdat dit so ongelooflik warm was in die dag. So hulle het in die aand vis gevang en dan het hulle in die dag teruggekom en hulle nette reggemaak en skoon gemaak en al die sout afgewas ensovoorts en dit skoon gemaak sodat die nette weer bruikbaar is, uitgehang, dat dit droog kan word, uitgehang en reggemaak vir die volgende dag. So hierdie gesoute vissermanne kon niks vang nie. En Jesus staan hier en hy kom na hulle toe en hy sê vir hulle, al wat julle nou moet doen is, gaan nou weer uit en gooi nou die nette aan die ander kant uit. En vandag gaan ek probeer om bietjie meer hier in 'n storie manier te probeer vertel, soos wat jy met kindertjies doen, so ons gaan baie sê nou maar en sê nou maar as en dalk, so ons gaan baie van dit doen, maar julle sal verstaan wat ek probeer doen. Want ek kan nou by myself dink, nou staan hierdie, onthou hierdie mense ken nog nie vir Jesus nie. Op hierdie oomblik weet hulle van hom, hulle het nog nie tyd saam met hom spandeer nie. Dis net iemand wat na hulle toe kom, hulle is nog nie geroep nie, hulle is gewone vissermanne. Hulle weet van die dominee wat rondloop en preek, dis wat hulle weet. Hulle vang hulle hele lewe lank vis, en Jesus kom na hulle toe en hy sê vir hulle, nee, alles wat julle gedoen het, dit is verkeerd. Vang sommer gedurende die dag vis, en gooi net aan die ander kant uit.
Maar julle verstaan, die bootjies van daai tyd was nie breed gewees nie. En as ek nou sê nie breed nie, en ek sê 2 meter, dan is dit baie breed. So kom ons sê dis 2 meter. Maar dis baie, dis minder as dit. Maar kom ons sê dis 2 meter. Sê nou maar van daai kant af tot hierdie kant. So hulle het hierdie kant vis gevang. Hulle het hierdie kant vis gevang. Niks gevang. Die hele aand lank vis gevang, nie een vis gevang nie. En Jesus sê vir hulle, al wat julle moet doen is vat net daai net, tel dit op en gooi dit aan die ander kant. Wat gaan 'n 2 meter verskil maak? Hierdie bietjie, wat 'n verskil maak dit? So ek kan dink, as ek een van die vissermanne was, sou dit in my kop so iets afgespeel het. Jesus, bly jy by preek en ek sal by visvang hou. Want wat weet jy van preek af? Ek bedoel dit nie disrespekvol nie, verstaan net wat ek probeer verduidelik. So wat weet u van visvang af? U is 'n timmerman, punt nommer 1, u weet niks van visvang af nie. U is 'n dominee, u weet niks van visvang af nie. So hoekom wil u nou vir my probeer verduidelik van visvang? Maar dan sê die volgende gedeelte wat sê, maar op u woord sal ek die nette uitgooi. Hoor gou hierso, daar's nie 'n redenering nie, daar's nie 'n bekleierery nie, daar's nie van ja maar sê nou maar of dalk of is net dood eenvoudig, maar op u woord sal ek die nette uitgooi. Dit gebeur nie eers met my kinders nie. As ek vir hulle iets sê, dan sal altyd een of ander beredenering wat daar plaasvind. Gaan maak jou kamer reg, gee my net gou 5 minute, of dit, dink gou by jouself. Almal van ons het altyd eers 'n bekleierery wat ons het, voordat ons dit doen wat ons moet doen. Ons het altyd 'n beredenering onder mekaar, waar hierdie mense dood eenvoudig gaan, en hulle sê net dood eenvoudig, maar op u woord sal ek die nette uitgooi. Ons sukkel met dit. Ons wil altyd in 'n redenasie gaan met enige iemand of enige iets. En vir alles dit kom by God. Want ons moet altyd binne in ons koppe goeders uitredeneer. Ons wil dit maak dat ons op 'n manier kan loskom van baie van ons verpligtinge rondom geloof. Dis vanoggend nie die perfekte voorbeeld daarvan nie. Daar's nie kategese nie, so hoekom moet ons kerk toe gaan? Daar's altyd hierdie rede wat ons onsself kan verantwoord hoekom ons sekere goeders doen of nie doen nie. Jesus sê vir hulle, hierdie nette raak naderhand so vol, en dan sê Jesus, maar ek gaan vir julle vissers van mense maak. Hy maak hy nette so vol dat dit skeer op 'n stadium, en dan moet hulle op die ou ende hierdie nette op die strand opsleep, en dan nooi Jesus hierdie mense, dan roep hy hierdie ouens om disippels te word, om vissers van mense te word. Wat sê Jesus vir hulle hierso? Waar ek betrokke is, waar ek rigting gee, waar ek plekke aanwys, dis daar waar julle die grootste vangs van julle lewens sal hê, want ek is in beheer. My gedeelte wat my seker die grootste vang van hierdie hele stuk is, vers 6. Daar was so baie visse gewees, dat hulle nette wou skeer. Nou die Griekse woord daarso beteken dat die nette was besig om te skeer. Dis daai gedeelte wat dit besig is om uitmekaar uit te skeer. So dis reeds besig om te skeer, maar dis nog nie heeltemal wou skeer nie. So dis hoekom daar staan wou skeer, dis besig om te skeer. Hoekom skeer die nette? Want die nette is nie gemaak om soveel vis te hou nie. Die nette van daai tyd, hierdie mense het nooit in hulle wildste drome 'n idee gehad dat hulle ooit so baie visse gaan vang nie. Want dink gou by jouself, as jy gaan vis vang, dan het jy 'n sekere sterkte, breekkrag vislyn aan jou visstok. Want ek gaan nou klipvissies vang, met ander woorde, ek vat 'n dun vislyntjie, want hy hoef mos nie sterk te wees nie. En nou ewe skielik haak jy hierdie groot vis, dan breek dit af. Jy het nie voorberei vir dit nie.
En dis presies wat hier gebeur. Hierdie mense het nie voorberei vir daai hoeveelheid vis wat hulle gaan vang nie. Hulle nette was nie sterk nie. Ek dink die afgelope paar jaar wat ek nou hierso is, en dis hoekom ek gesê het, begin het by 2015. 2015 was die opdrag gewees, ons moet die gemeente in 'n nuwe rigting in beginne dryf. Ons moet vernuwe. Maar ons kan nie net vernuwe sonder God nie. Verstaan, want ons hoeveel keer in jou lewe het dit al gebeur wat jy hierdie ongelooflike planne maak en dan God ander planne en hardloop het heeltemal 'n ander rigting in. So ek het baie stil geraak by God en baie vir God gevra, waartoe moet hierdie gemeente gaan? Wat moet ons met hierdie gemeente maak? Wat wil U hê moet ons met hierdie gemeente maak? En die een ding wat ek agtergekom het is ons moet ons nette sterker maak. Want wat gaan gebeur as ons hierdie groot hoeveelheid vis vang? En ek weet Moreesburg is net so groot, hier is ons net soveel mense in hierdie gemeente. Maar sien nou maar, net 1/3 van hulle kom nou 'n slagkerk toe. Kan julle dink hoe gaan dit lyk? Kan julle dink as ons weer mense begin nader trek na God toe, omdat ons net te sterk genoeg is? Want ons is besig met 'n klomp goeders wat ons op die oomblik voorberei. En ons is besig om ons net al hoe sterker te maak. En ek weier om te glo dat die kerk dood is. Ek weier totaal en al om te glo dat mense meer belangrike goeders het as om by God se voete te kom sit. Ek glo, Jesus sê vir onsself, ek sal my kerk onderhou. God sê, ek sal my kerk nooit ten gronde laat gaan nie. God het my nog elke keer kom oor en oor verkeerd bewys. Ons moet ophou om te probeer om 'n bondel mense te bereik. Want ons wil altyd 'n klomp mense bereik oor 'n klomp goeders. En die een probleem waarmee ons baie keer sit is ons wil saai en oes. En dis nie ons opdrag nie. Ons opdrag is net om te saai. Ons opdrag is net daarso om saadjies te plant. Ons moet net een bereik. So hoe versterk ons die gemeente? Hoe versterk ons NG Kerk Moreesburg? Hoe kan ons mense wat hier is beter toerus om God beter te leer ken? Want dis die geheim. Hoe meer ons mense toerus om God beter te leer ken, hoe meer gaan daai mense wat toegerus is oor God praat en ander mense intrek. Want dit is net hoe dit werk. Jy vang nie enigsins bye met asyn nie. Jy vang bye met heuning. En dis wat ons doen, as jy positief is, en jy's opgewonde oor die kerk, en jy's opgewonde oor Jesus, en jy's besig om positiewe goeders na buite toe te spreek, dan trek jy mense na jou toe aan. Dink gou by jouself, daar's 'n paar mense wat jy nie in hulle teenwoordigheid wil wees nie. Ek het 'n hele paar van hulle, ek wil nie met hulle praat nie, want hulle maak my negatief, want as hulle begin praat, is dit negatiewe goeders die hele tyd. En maak nie saak hoe jy probeer om die geselskap te skuif nie, hulle bring dit die hele tyd na negatiewe goeders toe. O, die land van ons, en o, die kerk van ons, en o, daar's altyd hierdie negatiewe ding. Hou jy van sulke mense? Hou jy daarvan om na mense se geselskap te wees? Nie ons doen nie. Hoekom is die mense so na Jesus toe aangetrokke gewees? Hoekom het duisende hom gevolg die hele tyd? Vir die doeteenvoudige rede is, God se liefde het uit hom uitgestraal. Jesus het op aarde geloop en hy was anders as al die ander religieuse leiers van daai tyd. Want hy het liefde eerste verkoop. Eintlik nie verkoop nie, verniet weggegee. Hy het liefde uitgeleef. En dis waar al hierdie goeders begin 'n rol speel. Dis hoekom ons gegaan het en ons het 'n kleuterkerk geskuif, want daar's te veel kinders in die klein kleuterkerkie gewees. Ons het dit om groter gemaak sodat ons meer mense kan akkommodeer.
Dis hoekom ons begin het met Bybelstudies by die dienssentrum, sodat ons meer mense kan akkommodeer, dat ons meer mense van Jesus kan leer. Dis hoekom ons besig is met mans Bybelstudies en vrouens Bybelstudies, en daar's 'n klomp goeders wat ons doen. Dis hoekom ons so aktief die jeugse goeders begin druk, en dis hoekom ons van volgende kwartaal af soos begin om hierdie kinders net 'n slag bloot te stel aan wat by die kerk aangaan, en ons doen dit op 'n spelende wyse. Ons gaan speletjies speel, sodat hulle kan gemaklik raak hierso waar God is, by God se terrein. Want onthou mooi, hierdie is net geboue. Dis niks, ons is die kerk, ons gaan uit. Wat julle al agterkom, ons het hierdie siening rondom die kerk, van ewe skielik moet ons doodstil wees as ons instap, jy mag nie praat nie, jy mag nie dit doen nie, waar kom dit vandaan? Ons moet na 'n plek toe kom, ons kinders moet opgewonde wees om kerk toe te kom, om meer van God te leer. So wat doen ons op hierdie oomblik? So my vraag is, wat het ons gedoen, en wat kan ons nog doen, om nader aan God te kom? Met ander woorde, wat kan ons doen om in Jesus se sandale te kan loop? Want dis die hoofvraag, dis my hoofvraag. Hoe word ek meer soos Jesus? Want sien, al die ander goeders gaan weggaan. Al die ander goeders gaan weggaan. Jou vriende gaan minder raak. Die mense rondom jou gaan doodgaan. Hierdie aardse goeders gaan vernietig word. Die enigste ding wat bly, is het jy in Jesus se sandale geloop om by hom uit te kom. Dis die enigste ding wat bly. So wat doen ons nou? Ons gaan deur moeilike tye, die geestelik gaan ons deur moeilike tye op die oomblik. Kerkgewys, politiek gewys, noem dit. Die wêreld is onder aanval op hierdie oomblik. Oral waar jy kyk, is hierdie negatiewe goeders wat gespoeg word die hele tyd. My vraag is, wat doen jy rondom dit? In jou eie lewe, in jou persoonlike lewe, gaan dit dalk moeilik. So, hoe kom ons op 'n punt wat ons voel dat ons nie verlore is nie? En dis hoekom ek probeer om elke Sondag as ek hier bo staan, vir jou iets te gee om jou positief te maak as jy daar uitstap. Want sien, dis die doel. En ek sê nie ons moet goeders wegsteek en nie oor goeders praat nie. Dis glad nie wat ek sê nie. Ek sê net daar's genoeg negativiteit daar buitekant. Hoekom doen ons dit hier binne? Want sien, deur die eeue voel mense so. Van lank voordat ons enigstens gedink het, is daar 'n tydperk gewees wat mense gevoel het dat God stil geraak het. So die laaste 600 voor Christus het God se stem baie stil geraak. Die mense het nie geweet waar hy is nie, en daar was hierdie groot probleem van God, waar is jy? En toe verskyn God op die mees onwaarskynlikste, onvoorspelbaarste plek in die wêreld, op 'n bonatuurlike plek, amper om dit so te stel, in die vorm van 'n klein babatjie, binne 'n krib in Bethlehem. En God breek die stilte deur die gehuil van 'n klein babatjie. Hy verlig die wêreld, hy verlig die wêreld, en hy bring die teenwoordigheid van sy wese aarde toe. In Johannes 8 vers 12 preek Jesus en hy sê die volgende: op 'n ander dag het Jesus vir die mense gesê, ek is die lig van die wêreld, wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Jesus sê vir ons, hy het 'n klomp sulke ek is uitsprake gemaak, en hierdie is een van hulle. Ek is die lig van die wêreld. Met ander woorde, ek is die ene wat skyn na buitekant toe. So met ander woorde, ek gee lig sodat jy kan sien. Dis die doel van lig. Lig se doel is sodat jy kan sien, dat jy nie val oor iets nie. En dis wat Jesus sê, ek is hier so om te seker te maak dat jy nie struikel oor goed wat jy nie sien nie. Ek verlig die donker areas, met ander woorde, die verkeerde goeders,
ek sit lig daarop sodat jy kan sien, dis die verkeerde goeders. Maar sien, weer eens, as jy nie weet wat is verkeerd en wat is reg nie, hoe gaan die lig jou help? Jesus kom om die wêreld lig te gee, om die donker te verdryf, om dit uit te wis en vir ons elkeen op daai punt te sit wat ons kan sê, maar weet wat, al wat ek nodig het is lig in my lewe. So ons kry nie net die lig nie, ons raak die lig. Ons kry nie net vir Jesus nie, ons is Jesus vir die wêreld. Want sien, Jesus was hier, hy was net 3 jaar hier, so wat hy aktief besig was om die evangelie te verkondig, net 3 jaar. En toe sy terug huis toe om ons plek voor te berei, en toe sê hy vir ons, right, nou is dit julle werk om my werk op aarde mee aan te gaan. Julle moet nou vertel van God se liefde. Julle moet nou vertel van vergifnis. Julle moet vertel van genade. Matteus 5, julle is die lig van die wêreld. Hoor hoe skryf Jesus dit? Hy sê eers, ek is die lig van die wêreld, en dan in Matteus 5 sê hy, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n lampstander, sodat dit vir die hele huis lig gee. Laat julle lig so voor mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Dis hoekom ons dit doen. Nie sodat ons self goed kan voel nie, maar sodat God goed lyk, want hy het dit vir ons gegee. Jy kan nie iets weggee wat nie joune is nie. God het dit vir ons gegee. So, ons het gelees uit Matteus 5, en ek wil net gou, nou wil ek by die verhaal gedeelte kom. My kinders praat altyd van the backstory. Hier is die backstory. Matteus is een van die skrywers van die evangelies. En hy was 'n tollenaar. Maar toe hy 'n tollenaar was, het hy 'n ander naam gehad. Levi. In Markus 2 vers 14 en Lukas 5 vers 27 staan daar. Hy het in hierdie hokkie gestaan, en hy het hierdie Romeinse soldate gehad wat die hele tyd saam met hom geloop het, en hy het gaan geld haal by hierdie klomp Jode. Nou verstaan nou mooi, en hierdie is nogals redelik belangrik, niemand het van hom gehou nie, soos niemand nie. Want punt nommer 1, hy was 'n Jood gewees, wat eintlik sy volk verkoop het om vir die Romeine te gaan werk, vir die Romeinse konsulaat, of wat ook al hulle was. Want die Romeine het hierdie land oorgeneem, dis nie hulle sinne nie, dis oorgeneem, so hulle onderdruk die Jode, en op soveel maniere, dat hulle doodteks, ek het al hieroor gepraat. En nou word hy 'n tollenaar, Levi word 'n tollenaar, Matteus word 'n tollenaar. En hy moet op sy manier moet hy geld maak. So met ander woorde, as jy tax moet betaal, en die tax wat jy moet betaal is R10, dan vaar hy R25, hy gee vir die Romeinse ouens, hulle worry nie daaroor nie, hulle wil net hulle geld hê. Hier is jou R10, die ander R15 druk ek in my sak. So hy het ongelooflik baie geld gehad. Hy was 'n baie ryk man. Hy die hele tyd het hy sekuriteit by hom gehad, want hy het nêrens alleen geloop nie, want onthou Rome beskerm hulle geld, so hulle stap die hele tyd saam met hom. So hy het mense ongelooflik kwaad gehad. So niemand het van die Romeine gehou nie, niemand nie. Nou kan jy dink hoe min het hulle gehou van Matteus, as hy nou nog sy eie mense verneek. Hy sê sy eie mense wat hy geld van steel eintlik, en hy druk dit in sy sak. En dan kom Jesus daar verby, en hy steek vas daar by die tollenaars huisie, waar Levi staan. En hy sê vir hom, volg my. Dink gou by jouself, en hierdie gedeelte maak nie vir my sin nie. Hierdie ou het alles. Alles wat jy kan dink. In vandag se terme, ons praat altyd van, hy het al die toys, hy het al die speelgoed, hy het die mooi huise,
Hy het die beste vriende. Hy het die mense met geld wat hy het invloed, hy het mag, hy het krag, hy het alles wat hierdie wêreld van ons na smag op hierdie oomblik. Want waaroor gaan ons wêreld? Dink gou mooi. As jy kyk wat op hierdie oomblik aangaan in hierdie wêreld, is daar twee goeders wat hierdie wêreld dryf. Geld en mag. Dis die twee goed wat hierdie wêreld dryf. En hy het dit. Maar hy is ongelukkig. Hy los alles net so. Lukas 5. Daarna het Jesus uitgegaan in 'n tollenaar met die naam Levi by sy tolhuis sien sit. En hy sê vir hom, volg my. Hy het alles net so laat lê en opgestaan en Jesus gevolg. Kan jy dink, jy het alles, daar's niks in hierdie wêreld wat jy nie kan kry nie. En jy los alles net so agter en jy volg Jesus. Daar moet iets wees rondom dit. Daar moet 'n rede wees hoekom jou hart soontoe wil gaan. Daar moet iets wees wat jou trek soontoe. Ons as mense doen nie sulke goed nie. Wat is die verskil? Jesus het gesê, as jy my volg, sal ek vir jou die pad wys. As jy kyk waartoe ek gaan, of jy kyk wat ek vir jou sê om te doen, dan sal ek vir jou die wêreld beter maak. Jy gaan iets beleef binne in jou wat geen ander mens ooit sal kan verstaan nie. En Matteus beleef dit hierso. Want jy los nie jou hele verlede net so agter. Alles wat jy het, alles wat jy moontlik tot dusver bymekaar gemaak het, net so, sluit die deur en draai om en loop nie. So nou, op 'n stadium, hierso, dit is vers 28 staan daar so, hy het alles net so laat lê en opgestaan en Jesus gevolg. Vers 29 sê, Levi het 'n groot feesmaal in sy huis gehou, ter ere van Jesus, en 'n groot aantal tollenaars en ander mense het saam met hulle aangesit. Nou, die Bybel vertel nie vir ons hoeveel tyd het tussen hierdie twee verloop nie. Maar dit moes 'n tydjie gewees het. En dink gou by jouself. Wat is een van die goedes wat vir jou die mees opgewonde maak in die wêreld? En sodra dit met jou gebeur het, dan kan jy nie wag om iemand daarvan te vertel nie, is dit nie? As jy sien hoe gaan dit met dit of dat, of enige iets wat in jou lewe gebeur het, wat nuuswaardig is, kan jy nie wag om dit vir iemand te vertel nie. En dit moes dieselfde gewees het met Matteus hierso. Matteus is nou net uit hierdie tollenaars hokkie uitgeruk. Jesus het sy hart aangespreek en het hom gesê, volg my, en hy los alles net so. En dan gaan Matteus uit, Levi gaan uit, en hy dink by homself, ek kan nie hierdie lig los nie, ek kan nie dit net vir myself hou nie, want dis wat ons baie keer doen. As ons Jesus gekry, dan hou ons hom net so vas, want ons is so bang dat hy gaan weggaan van ons af, of ons is so bang om hom te deel met iemand. En Levi doen dit nie, Matteus doen dit nie. Wat doen Matteus? Matteus hou hierdie enorme partytjie, want dis die een ding wat hy kan doen. Hy kan parties hou, want hy het baie geld, en hy het baie vriende. En dink gou by jouself, as jy baie geld het, het jy altyd baie vriende, al is dit nie jou eie vriende nie, maar daar is altyd baie vriende by so 'n party. En dis wat hy doen, hy het hierdie ongelooflike groot partytjie wat hy hou, want hy kan net nie hierdie lig vir homself hou nie, hy moet dit deel. En Jesus kom na Matteus se huis toe. En Matteus nooi 'n klomp mense om soontoe te kom, want hy wil hulle bekendstel, hy wil hulle voorstel aan Jesus. En hy pak sy huis vol. Al sy werkskollegas wat saam met hom gewerk het, wat glad nie vir Jesus ken. Geen idee het wie hy is nie. Want onthou, hulle hoofbron, dit wat hulle dryf, is geld en mag. En Jesus is net mooi die teenoorgestelde van geld en mag. Hy het al hierdie mense wat hy bymekaar kry, en mense wat hy nou net, en hy nooi selfs die disippels, hy het hulle nou net ontmoet, en hy nooi hulle na hierdie partytjie toe, en nog 'n klomp ander mense wat hy gereken het met Jesus leer ken. Hy wil net hê hulle moet hoor wat Jesus sê.
Nou julle, ek weet nie of julle al met iemand te doen gehad het wat regtig interessant praat nie. Ek het al baie sulke mense gehad en die ongelooflike gedeelte is, jy kan ure vir daai persoon sit en luister terwyl hy vir jou goeters vertel. En as ek na die Bybel kyk, is Jesus een van daai karakters. Jesus is daai persoon wat, as hy gepraat het dit stil geraak rondom hom, want mense het na elke woord, dis soos 'n spons wat kurkdroog is en wat al hoe meer water insuig en insuig. En Matteus het dit geweet, want hy het gesien waar Jesus want onthou as hy in sy tollenaarshuisie staan en hy kyk uit op die markplein waar hy was, sou hy gesien het hoe Jesus staan en praat het en hoe daar net meer en meer en meer mense gekom het. Want dis een van die redes hoekom hulle vir Jesus gekruisig het, is want Jesus het te veel aanhangers begin kry. Klomp ander redes ook, maar dit was een. So met ander woorde, Jesus staan daar so en Matteus, en ek wil amper sê, kyk nou na hierdie scenario, jy's die ou wat die partytjie hou. You're the host. Wat doen die host? Dis die ou wat rondhardloop die hele tyd. Jy sit nooit nie. Is jy reg, kan ek nog vir jou 'n bietjie wyn vir jou? Daarso is van daai kyk, daar's hames en daar's dit en kry dit. Dis wat jy die hele tyd doen. Maar op 'n stadium dan gaan staan jy half stil. Dink by jouself as jy 'n partytjie al gehou het, dit gebeur met jou. Gestaan jy stil en as jy stil staan dan kyk jy die hele vertrek so deur en ek sê nie dit het so gebeur nie, maar in my hart voel ek dit het so gebeur. Waar Matteus stil gestaan het en waar hy gekyk het, waar hierdie disippels met 'n klomp ander mense sit te gesels en waar hulle vir mekaar van, nou, hoe ken julle mekaar? En hoe het julle nou by mekaar gekom? En wat het julle nou, hoe ken julle vir Jesus? En hoe het hy julle geroep? En wat gaan aan daar so? En hoekom het daai gebeur? En waar hierdie ander klomp tollenaars met mekaar sit te gesels en waar hulle sê, het julle gehoor wat hy nou net gesê het? Het julle daai storie gehoor? En Jesus is Jesus. Jesus doen hom. En hy is besig om hier rondom die vuurput te sit te gesels met 'n klomp ouens en hy vertel vir hulle hierdie ongelooflike stories van dis wat hy gedoen het. Jesus het mense ingetrek na hom toe en hy het hulle deel gemaak van hom sonder dat hulle dit eers agtergekom het, want hy het hierdie ongelooflike liefde wat mense aantrek na hom toe. En Jesus sit te gesels met hierdie mense en hy vertel vir hulle van die liefde van God. Want ons het 'n pragtige gesegde wat sê, waarvan die hart van vol is, sal die mond van oorloop. Jesus sit by daai party en hy vertel vir hierdie mense van al hierdie goeders. En dan gebeur daar iets wat by elke partytjie gebeur. Vers 30, die Fariseërs en veral die skrifgeleerdes onder hulle het by sy disippels gekla en gesê, so hulle het aangekom en hulle het gehoor, hier's 'n partytjie aan die gang. Hulle kom daar aan, hulle sê, waarom eet en drink julle saam met tollenaars en sondags? Maar hoor met wie praat hulle? Die Fariseërs en veral die skrifgeleerders onder hulle het by sy disippels gekla. Hulle vat nie vir Jesus direk aan nie, hulle vat sy disippels aan. Hoeveel keer gebeur dit nie met ons nie? Jy word nie direk aangevat nie, die mense rondom jou word aangevat. En dan beskerm Jesus sy disippels. Kan jy dink hoe moes daai atmosfeer verander het? Hierdie warm gevoel van almal wat saam kuier en almal wat 'n goeie tyd het. En ewe skielik is dit asof jy koue water op die vuur gooi. En dan is dit, hoekom nou? Hoekom kom julle nou hier aan? Ons het mos nou niks aan julle gedoen nie. Hulle val die disippels aan. Jesus staan nader en hy antwoord hulle met al hulle kennis wat hulle het. Jesus praat met hulle het al hierdie kennis. Hulle het boeke kennis. Alles wat hulle gelees het, alles wat hulle tot dusver by mekaar gemaak het, maar hulle verstaan eintlik niks. En hy verduidelik vir hulle dit op die mees eenvoudigste manier in die wêreld. Want sien, as jy met kinders praat, praat jy met kinders in kindertaal. Dit help nie jy probeer vir kinders in groot menstaal goed verduidelik nie. En hierdie Fariseërs en Sadduseërs en skrifgeleerdes is geestelike kinders. Hulle verstaan dit nie, want hulle het kopkennis, maar hulle het nie hartkennis. En dan sê Jesus wil dit dood eenvoudig. In die mees eenvoudigste vorm ooit.
Die wat gesond is, het nie dokters nodig nie, maar die wat siek is. Al wat hy vir hulle sê, die wat gesond is, het nie dokters nodig nie, maar die wat siek is. Jesus het nie gekom vir die mense wat gered is nie, hy het gekom vir die verlorenes. Hy het gekom vir my en jou, wat weggeval het. Hy sê vir hulle, ek is presies waar ek moet wees. Ek is op geen ander plek nie, ek is op die regte plek. Ek is die lig in die donker, hier is soveel donker in hierdie kamer wat ons moet verdryf. En ek wil die donker laat skyn hierso. En dan loop die partytjie mos half so dood, so stelselmatig. Wat mense hulle self begin verskoon, hulle gaan huis toe, en die disippels gaan huis toe, en so, en ek dink by myself weer eens, ek sê, dis in my kop sien ek hierdie gedeelte, en dis waartoe ek wil beweeg, want hierdie twee vrae druk baie erg op my hart. Ek wil dit vandag vir jou vra. Ek gaan nou by dit kom. En Jesus en Matteus is al wat oor is in sy huis, want dit is Matteus se huis, onthou nou. Almal is weg, en Jesus en Matteus is alleen daarso. En wat doen jy as gasheer? Jy gaan net die gas toe en jy vra, hoe was vanaand vir jou gewees? Het jy dit geniet? Hoe was die mense? Weet jy ontmoet wat interessant was? Ensovoorts. Maar dis wat ons doen. Dis 'n normale verloop van omstandighede. Matteus sê vir hom, Here, hoe was dit vir u gewees? Ek sien u het bietjie saam met daai pelle van my gekuier en saam met daai pelle van my gekuier en dis jy moet maar vergewe jong want Silas daar aan daai kant daar dis maar 'n rowwe diamant. Hy het nie altyd die lekker woorde nie en daai en daarso en ons maak doen dit mos. Jy weet mos, maak so. En dan Here jammer vir hierdie klomp fariseërs. Ek het hulle nie genooi nie. Ek weet nie hoe hulle geweet van die party nie. En dan dink ek en Jesus en weer eens, dis my hart. En ek dink Jesus sê die volgende vir Matteus. Matteus, ek love jou hart. Matteus, ek love jou hart. Want jy gee nie om wat jou vriende van jou dink nie. Jy gee nie om wat die mense van jou dink nie. Jy wil die donker verdryf, want jy was daar en jy dit beleef en jy die seer en die pyn van dit beleef en jy die eensaamheid van dit beleef en jy wil nie dit hê vir jou vriende nie en dis hoekom jy hulle aan die lig wil blootstel. So ek love jou hart. Baie mense sê, en hoor gou hoe relevant moet hierdie tot vandag te wees, baie mense sê hulle volg my en hulle het my lief, maar hulle kan nie minder omgee oor hulle medemens nie. Hulle kan nie minder omgee oor die mense rondom hulle nie, want hulle gee net om hulle self. Matteus, wat jy vandag gedoen het, wys vir my dat jy regtig lief is vir my, want jy hou, jy kan nie, jy het my hart, want my hart is, ek wil nie een persoon verlore laat gaan nie, en jy nooi hulle in, sodat hulle my kan leer ken. So dankie vir jou mooi hart. En die tweede ding is, dankie vir jou gehoorsaamheid. Daar is baie mense wat nie die guts het om so iets te doen nie. Hulle is te bang iets gaan verkeerd gaan, of dat mense gaan praat oor hulle, en dan ewe skielik is hulle nie meer die populair is nie, en daar word lelike goeders van hulle gesê, wat die waarheid is, want ewe skielik staan jy op, vir wat saak maak. Dankie dat jy omgee oor my, en nie omgee wat mense dink van jou nie. Dankie dat jy gehoorsaam is. En ek het dit laas jaar begin. Laas jaar het ek hier gesê, toe dit so hard gestaan, ek weet nie of julle kan onthou nie, toe sê ek, my tema vir die jaar is hard, en ek kom net al hoe meer agter, dit loop al hoe meer aan, van hierdie hele ding van, wat is ons harte? Wat is jou hart? Waar is jou hart?
Is jou hart by Jesus of is dit in die wêreld daar buite? Waar is jou gehoorsaamheid? Want sien, baie van die goeders wat ek doen ek nie omdat ek lus is daarvoor nie, ek doen dit omdat ek gehoorsaam is aan God. Want hy sal vir my goed, as glo my, daar's baie goed wat ek nie wil doen nie. En dan sal God vir my sê, my kind, hierdie moet jy doen, want dit is die opdrag wat jy gekry het. En hier's die gedeelte, julle as goeders begin moeilik gaan, en jy sukkel om dit gedoen te kry wat jy wil doen, dan weet jy, jy's besig om in gehoorsaamheid op te tree, want as dit nie gehoorsaamheid is nie, sal dit maklik gaan. Sodra jy begin luister vir God, dan begin jou pad moeilik raak. So my 2 vrae aan jou vanoggend is dieselfde vraag wat ek dink Jesus vir Matteus gevra het. Weereens hoor, ek sê dis 'n storie, ek maak dit op. Maar Matteus het mense genooi. Hoekom het hy die mense genooi? Om vir Jesus te leer ken. Waar is jou hart? En waar is jou gehoorsaamheid? Sien, dis die goeders waarop jy op die ou einde, wat God gaan vra, maar jy het hierdie geleenthede gehad om mense te vertel van my en jy het dit gemis aan mekaar en aan mekaar en aan mekaar. Hoekom was jy nie gehoorsaam nie? So mos my gevaarlikste vraag wat ek altyd sê is, daai gedeelte van, is jy nie lief vir my nie? Dis harde woorde. My vraag is jy lief vir Jesus? Is jy lief vir God? As jy gehoorsaam aan hom? Want as jy lief is vir God en jy is gehoorsaam aan hom, dan sal jy die ligdraer wees wat hy jou vra om te wees. Want hy sê dit vir ons in sy woord. Jy is nou die ligdraer. Gaan jy na die donker plekke toe en verwyder die donker. Ek, Morney broer, jy wat daar sit, is jou opdrag. Dis nie 'n versoek nie, dis 'n opdrag. Doen dit met 'n blye hart en met 'n gehoorsame hart. En wees die ligdraer wat die wêreld nodig het. Jesus, ons wil vir u vra dat u ons opgewonde maak weer oor u. Om in ons lewens in te spreek, Here, soos u in Matteus se lewe ingespreek het, waar u 'n paar eenvoudige woordjies gesê het, net volg my. Here, en waar Matteus alles net so neergegooi het en u gevolg het. Here, maar dit was nie vir fame nie, dit was nie vir bekendheid of beroemdheid gewees nie, dit was nie vir geld nie, dit was nie vir enigiets anders nie. Dit was omdat daar iets in sy lewe verlore was, iets wat hy gekort het. Iets wat hom nie gevul het nie. Here, en ek wil vir u vra om ons te help, dat ons kan besef, dat daar 'n leegheid in ons lewe is, as ons u nie het nie. Help ons met dit. Help ons om daai groot gat te vul en dit te doen met u liefde. Here, gee ons harte wat klop vir u. Gee ons harte wat gehoorsaam is vir u. Gee ons harte wat ligdraers is vir u. Elke liewe dag van ons lewe. Amen.